woord sal salf vanmôre. My lippe sal aanraak vanmôre. Met 'n koolvuur van die altaar, Here, dat ek die woord sal aflewer soos wat U wil hê dit moet afgelewer word. Amen. Ons is besig met die reeks oor genade, genadegawes en talente. Ek sluit vandag af met dit. Ons het gekom waar ons gesê dat die genadegawes is deur God aan ons gegee om te gebruik in die gemeente. Jou gawes word vir jou gegee om te gebruik en nie onder 'n boksie weg te sit en toe te pak nie. Dit moet gebruik word. So ook jou talente wat God vir jou gegee het, moet jy gebruik tot eer en verheerliking en tot opbouing van sy diens en van sy werke. Ek wil vanmôre vir 'n stukkie sê, almal ken daai gedeelte. Hy sê vir ons, onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. As God vanmôre as jy dit begeer, ek wil jy moet daai stukkie moet jy jou eie maak vanmôre. Die Here is my herder, niks gaan my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde ook. Na waters waar rus is, lei hy my heen. God sal jou nie lei na 'n gedeelte waar die storm so hoog is dat jy nie gaan weet, jy gaan dit nie kan maak nie. Hy gaan jou lei na die waters waar daar rus is. Daar gaan God jou neerlê, sodat jy daar kan wees in sy teenwoordigheid en in sy krag. Ek wil vanmôre daai stukkie vat dit en maak dit vanmôre joune. As kind van God maak dit joune. Hy sê vir ons in Matteus 28 vers 18 en 20 sê vir ons, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Met ander woorde, God het die mag om alle veranderinge te kan doen. God het die mag en die krag om jou die gees wat hy wil hê jy moet hê in jou in te hê. Die Heilige Gees in jou te laat weet. Maar jy as kind van God moet toelaat dat die Here die Heilige Gees op jou kan uitstort. As jy dit nie toelaat nie, kan dit nie gebeur nie. Die gawes wat God vir jou wil gee, as jy nie toelaat dat God die gawes vir jou gee nie, gaan hy dit nie vir jou gee nie, want jy gaan dit nie gebruik nie, en jy gaan dit onder die klippe pak, sodat dit kan verlore gaan. God wil hê vanmôre ons moet die genadegawes en talente wat hy vir ons gegee het, moet ons gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. En tot opbouing van elke persoon langs jou, elke persoon wat vanmôre nie is nie, dat God die gemeente sal bou deur die genades en die genadegawes en die talente wat hy vir ons gegee het. Talente is nie net musiek maak nie. Talente is nie net musiek maak. Talente is eintlik 'n baie groot woord. Baie van ons het talente gekry by geboorte. Nou mooi luister wat ek sê. Baie van ons het talente gekry by geboorte. Baie van ons het talente gekry in die skool wat hulle jou geleer het. Baie van ons het aangeleer talente. Verstaan jy dit so ver? Maar die talent wat God vir jou gegee het, toe jy gebore is in die skoot van jou moeder, het hy jou die talent gegee en die wil gegee en wat kan ek stel? Die intensie gegee dat die dag as jy tot bekering kom of jy kan begin besef dat daar 'n God en hy is, jy tot bekering sal kom. Dis 'n talent wat ons almal ontvang in die dag toe ons gebore is. Daai ek wil tot bekering kom. Maar ons as mense stoot dit weg. Nie nou nie. Ek het baie gedoen. My pa het baie vir my gepreek. My ma het baie keer vir my gesê, my kind, my tee is deurgebid vir jou. Dan sê ek, maar nog net 'n rukkie. Want my pa het altyd gesê, my kind, dit wat jy doen, is nie wat God wil hê jy moet doen nie.
Dat het altyd 'n antwoord gehad. Ons sê, pa, maar die woord van God sê dan vir ons, beproef alle dinge en behou die goeie. Dit waar? Doen ons dit? Doen ons dit werklik? Nee, dis nog te lekker. Ek hou eerder nog bietjie met daai aan. Ek beproef nog bietjie. Tot die dag wat jy besef dat God is nou besig om met jou te praat. Dan al dinge wat jy dink is vir jou goed, nie meer goed is nie. Daai gaan is nie gawes nie, dis nie talente nie. Kyk maar, kom ons wees eerlik vanmôre. Om te kan syp is nie 'n talent nie. Dis 'n duiwelse ding wat in jou is. Dit is nie 'n talent om te kan syp nie. Jy sien hierdie kompetisies. Wie kan 'n bier die vinnigste drink? Man, hulle syp hulle self in die sonde. Maar hulle dink nie aan wat God wil hê hulle moet doen nie. God gee ons die gawes om dit te gebruik tot opbouing van almal. Hy sê, dien die Here met blydskap. Halleluja. Gee hom lof met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy kan nie die Here loof en prys as jy halfte van die tyd dink aan wat daar buitekant aangaan nie. God het jou genade gegee en 'n talent om te dink. Gebruik daai denke tot positiwiteit en nie tot negativiteit nie. Halleluja. As jy vanmôre na jou omgewing in die kerke kyk, kan ons die wêreld in die algemeen kan ons sien. Dit is harde woorde. As ons dan van die kerke kyk en na buitekant, is daar geen verskil nie buite en binne die kerk as wat daar buitekant is nie. Want die godsdienst is afgewater. Die pastore wil nie toelaat dat die mense in die gemeentes hulle genades en genadegawes en talente uitlewe nie. Want hy is te bang dat broer Pietie se talente en sy genadegawes en sy geestelike gawes sterker is as syne. Maar ek wil vanmôre vir jou as pastoor van die gemeente, gee ek nie om nie en ek moedig jou aan vanmôre. Gebruik jou genadegawes, gebruik jou gawes, gebruik jou talente wat God vir jou gegee het tot opbouing van die gemeente en ook vir my. As ek kort kom, is dit 'n manier wat God met my moet praat om te sê, pastor, get yourself to the point I need you to be. Ongelukkig. Ons moet nie bang wees om ons genadegawes en ons gawes uit te lewe of ons talente nie oor wat die volgende persoon gaan sê nie. Man, vergeet van die volgende persoon. Ek is eerder bekommerd oor wat God sê as wat die mens langs my sê. Ek moet eerder bekommerd wees oor dit wat God wil hê. Ek moet doen wat ek nie gedoen het nie. Maar die woord sê vanmôre, kyk na jouself. Ons is geneig om rond te kyk en onder mekaar onmin te saai en onder mekaar te praat van, het jy gesien dit, het jy gesien dat. Maar God se woord sê vanmôre vir jou, kyk na jouself eers. Daar is 'n spreekwoord wat sê, haal eers die splinter uit jou eie oog uit, voordat jy die balk uit jou medemens en jou mede-Christen se oë uithaal, of probeer uithaal. Ons het baie keer kleiner splintertjies as wat daai man se balk in sy oog is. Daai splintertjie is baie meer gevaarliker as die balk. Dis waar. Waar nee pa. Daai splintertjie kan vir jou soveel probleme veroorsaak as wat 'n balk in die ander se oog vir jou veroorsaak. Want jy kyk vas nou daarin, maar jy kyk, die stelling wat ek wil maak is, jy kyk nie eintlik vir die balk in sy oog nie. Dit gaan jou vinger vir my voor jou oog. Dan kyk jy vir broer Braam of iemand. Wat sien jy raak? Wat sien jy eers raak? Jou eie vinger. So daai wat jy sê dis die balk, is dalk die eie splinter in jou oog wat jy raak sien.
En hierdie maak in die volgende ou se oog nie. Maar as die splinter wat jou blind maak om te kan sien, die goeie dinge van jou medemens. Maar ons kan nie floreer. Dis 'n gawe wat God vir ons gegee het van jou geboorte af. Dis liefde. Jy kan nie sonder liefde nie. Ek praat nie van liefde van 'n man en vrou nie. Huwelik kan ook nie sonder dit nie. Nee. Maar liefde tussen jou en God en liefde tussen jou en jou medemens kan jy nie as 'n gemeente of as 'n kind van God floreer as jy nie liefde vir mekaar het nie. Vir my is dit die grootste genadegawe wat God vir ons gegee het, is die genadegawe van liefde. Sonder liefde beteken jy niks. Sonder liefde kan jy nie vorder nie. Jy kan nie soos wat die woord sê, jy kan nie floreer nie. Want jy het iets tekort in jou, wat jy nodig het om te kan floreer. En dit is liefde. Ek wil vanmôre vir jou vra, weet jy vanmôre wat is jou genadegawe? Weet jy vanmôre wat 'n gawe God vir jou gegee het? Weet jy vanmôre wat 'n talente God vir jou gegee het? As jy nie het nie, as jy nie weet nie, wil ek vanmôre sê, vra jouself die vraag af. Wat wil ek doen in hierdie gemeente om die gemeente te bou? Skryf dit vir jou neer. Maak 'n nota van dit. Ek moet op 'n papiertjie skryf van my geheue is nie baie goed party daar nie. Ouderdom. My skoonpa het altyd gesê, dis nie die ouder nie, dis die domheid wat tel. Ek vergeet partykeer. Maar ek wil hê jy moet verhoor, dit wat jy die graagste in die gemeente wil doen, wil ek jy moet op 'n papiertjie skryf. Of ergens in jou Bybel. En elke keer as jy gaan bid, dan sê jy vir die Here, Here, ek wil graag deel die gemeente doen. Ek beloof jou, dat as jou hart oop is, en jy weet en glo God gaan dit vir jou help doen, gaan God daai talent wat jy gevra het, of die genadegawe vir jou gee, tot opbouing van die gemeente, en tot die kerk. Hy gaan dit vir jou gee. Maar jy moet vir die Here sê, Here, ek wil graag dit en dit en dit doen. As jy nog nie weet wat jou talente of jou genadegawes is nie. Vra vir God om dit vir jou te wys. Maar sê vir hom, Here, ek wil graag dit in die gemeente doen. Ek gaan 'n voorbeeld vat, dit is 'n simpel voorbeeld. Here, ek wil graag die koster wees van die gemeente. Dis 'n talent. Dis 'n genadegawe. Het jy al gesien hoe lyk 'n koster se sleutels? Dis net so bos. Maar al wat ek ding is wat gesluit kan word, gesluit moet word. Nou vat jy nou vanmôre die koster se sleutel. En gesluit gou vir die kerk oop. Dit gaan vir jou so deur mekaar word. Dat jy gaan nie weet waarvoor is waarvoor nie. Want elke sleutel is dalk nie gemerk nie. Nou sit jy met 'n bos van 20 sleutels en 20 slotte. Waar begin jy? Ons doen dit baie by die werk, by die eerste ene. Nee, is nie hy nie. Dit gaan jou baie langer vat om dit te doen as wat dit die koster vat, want hy ken sy sleutels. God het vir daai gawe gegee om te sê, daar's jou sleutels, daar's jou slotte, daar's jou deure. Ek gee jou die gawe om te onthou wat 'n sleutel is, watter een. So as jy vir God vra vanmôre, Here, ek het 'n gawe, wat ek wil hê, is om vir mense, net elke oggend as ek by die kerk kom, na hulle toe te stap en te druk en te sê ek is lief vir hulle. Gaan God vir jou daai gawe gee. Maar dan moet jy daai gawe in opregtheid gebruik. Nie net omdat dit mooi lyk vir die ander mense nie. Of dat die ander mense kan dink dit lyk mooi nie. Nee, dit moet uit jou hart uitkom. Die liefde dan vir die medemens, wat is daarso, wat jy sien elke dag.
Daar is soveel veranderinge in die kerke en in die wêreld, dat die mense is baie keer bang vir al die veranderinge. Ek gaan dit weer sê. Daar is soveel veranderinge in die kerke en die lewe daar buitekant, dat die mensdom het bang geraak oor al hierdie veranderinge. Maar nou gaan ek die vraag weer vra. Wie het toegelaat dat al hierdie veranderinge plaasvind? Jy as persoon jouself. Die Here sê, kyk na jouself en kyk op. Moenie na die verlange van die wêreld en die dingetjies om jou verander, dat jy jou oë nie meer gerig op Jesus hou nie, maar dat jy begin rondkyk om jou nie. Want as 'n gawe, ek sê dit is vanmôre genadegawe om in jou tee te kan kom en op te kan kyk en te sê, Here, ek bid vanmôre vir elke persoon. Dis 'n gawe wat God vir jou gegee het, wat jy moet gebruik. En ek dink ons almal het 'n gawe om te kan bid. So almal van ons moet op ons knieë gaan elke dag en mekaar se laste dra in gebed. En vir mekaar bid. En mekaar opdra aan die Here, sodat die Here ons kan opbou en ons kan saam as een in sy teenwoordigheid kan wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, as daar verandering is, hoe baat jy daarmee? Jo. As daar positiewe verandering is, gaan die positiwiteit op jou uitwerking hê. Amen. As daar negativiteit is, gaan die negativiteit verandering op jou lewe hê. Nou wat ek vanmôre vir jou vra. Ek is nou net nie seker van die hoeveelheid nie. Gaan jy nou heeldag so loop? Of gaan jy glimlag? En almal wat, hulle sê, cry and you cry alone. Lag in die wêreld, lag saam met jou. Dit is klinies bewys. Dit is nie seker van die aantal nie. Gaan nou net 'n getal noem. Dat as jy frons, gebruik jy 482 spiere in jou gesig. As jy lag, net 162. Jo. Watter een is die beste? Ek sê smal. Want jy gebruik minder spierkrag om te lag, as wat jy gebruik spierkrag om jou gesig te frons. Hoekom wil jy frons? Hoekom wil jy nie die wêreld toelaat dat die wêreld jou onderkry? Daar's 'n spreekwoord wat sê, as jy lag, wat gebeur dan? Jou maagie. Wat gebeur as jy baie lag? Jou maag begin spiere trek. Dat jy dan so seer is dat jy nie meer kan lag nie. Jou gesig voel so, dat het voel of iemand jou met 'n hamer 6 pond hamer op die wang geslaan het, en jy kan nou nie meer lekker lag nie. So seer is dit. Almal, die wat getroud is, steek gou julle hande op. Het julle die fotosessies gelike? Dit was my grootste haat van die hele troue. Is daai fotosessie. Ek wou nie lag nie, dan sê hulle dit smile. Kom, lag Martin, lag, kom, trek. My genade. Die woord van die Here sê, dis tyd dat ons begin lag. Dis tyd dat ons begin lag. Lag vir die wêreld. Hoekom? Want ons het God aan ons kant. Halleluja. Ons moet begin lag vir die wêreld daar buite met hulle storieetjies en met hulle goedjies. Want ons het God aan ons kant. Wat ons kan weghou van daai probleempies en daai goeders af. Maar vanmôre, ons moenie bang wees vir die veranderinge nie. Ek wil jou vanmôre waarsku. As God gaan begin werk in hierdie gemeente, gaan daar veranderinge plaasvind. Maar ons moenie bang wees of bekommerd wees oor daai veranderinge nie. Daar's 'n spreekwoord wat sê go with the flow. Halleluja.
Jy moet saam in die stroom kom. En God vra om jou ook te verander, dat jy nie moet teenstribbel teen die veranderinge wat gaan plaasvind nie. Want jy gaan dalk een Sondag daar instap en God het begin werk. En die mense al reeds in tale sit en bid in die banke. En begin koordans en dan stap jy eers in. Maar ek begeer dat God dit in ons midde sit. Vir as dit gebeur vroeër jare, Suster Donald dinsdag aand so wonderlik gesê. Ons het vroeër jare, as jy instap in die kerk, as jy daar by die deur inkom, het jy al begin jou sondes bely vir wat jy te verkeerd gedoen het. Die mense het al begin koordans en tale praat, toe hulle by die deur inkom. Dit was partykeer nie nodig eers vir die pastoor om te preek nie, want die salwing was so groot, dat daar nie tyd was om te preek nie. Die diens het 2-3 ure aangegaan, sonder dat daar 'n koortjie gesing was, sonder dat daar 'n preek was. Dit het tyd geword dat ons die genadegawes en gawes van God, wat hy vir ons gegee het, in werking stel, sodat as ons by daai deure inkom, die verandering al reeds sal plaasvind. Dat het sal begin verander, en dat ons sal begin meer opkyk. Daar is baie maniere hoe mense dikwels reageer. Ek gaan net vir so vinnig. Omarming en enthousiasme. Baie sien die nuwe bedieningsvorme soos 'n klein groepie of in onvererende evangelisasie. Maar dit is 'n noodsaaklike manier van God om die evangelie versprei te kry. Amen. Halleluja. Oopheid vir vernuwing. Die woord van die Here sê ons moet oop word. Ons moet onsself oopmaak. Sodat as die Heilige Gees wil plaasvind en besit neem van ons, laat dit kan plaasneem en besit neem van jou. So jy moet oopmaak. Jy moet sê, Here, hier is ek. Ek gee my oor aan U vanmôre. Jy moet vanmôre aanpas. Kyk om 'n kind van God te wees, is 'n groot aanpassing. Hallo. Amen. Om 'n kind van God te wees is 'n groot aanpassing. Want jy's gewoond om alles jou eie wil en jou eie manier te doen. Maar dit kos 'n groot aanpassing vir jou om te luister na die woord van God en die stem van God wat vir jou sê wat jy werklik moet doen. Dis 'n groot aanpassing in die begin. En die enigste manier hoe jy daardie aanpassing gaan aanvaar, is as jy op jou knieë bly en in die teenwoordigheid van God bly en onder sy salwing bly, gaan dit vir jou makliker word om daai veranderinge te laat plaasvind. Laastens, jy moet volhard. Halleluja. Hoe baie kinders van die Here kom die halfmars, dan begin hy opgee. Dan val hy terug. Dan wil hy nie meer kerk toe gaan nie. Dan. Daar is baie gevalle waar dit baie keer die kerk se skuld is dat mense nie meer kerk toe kom nie. Maar daar is ook baie gevalle waar daai mense hulle eie oë op hulle self gerig het. En begin sê, maar daai gemeente doen nou dit. Man, soos 'n klomp krap wat daar is. Hoekom het jy nie vir God gevra, toe jy gesien het daar is 'n verandering en jy vir almal blameer? Here, gee vir my die gawe van openbaring of profesie, dat ek vir die mense in die gemeente kan gaan profeteer en kan sê, dit is wat God sê, julle moet verander, dat ons kan aangaan. Nou gaan jy met jou eie, jy kyk vir jouself en jy begin terugsit en sê, daai kerk, daai pastoortjie, hy praat so baie, hy sê so baie, maar jy werklik geluister wat hy gesê het. Hy het dalk die woord van God gelewer, en jy het met ander gedagte gesit. Ons moet ophou om die kerke en die mense binne in die kerke te blameer as dit met ons fout gaan. Ons moet na onsself begin kyk. Jy het self die krag van God verloor.
Maar dit is makliker om iemand anders te blameer. Hulle sê mos ons paas en ons maas het ons leer lieg. Amen. Ja, suster. Jou pa en jou ma het jou leer lieg. Ek gaan dit met jou bewys. As jy stout was, of jy cricket gespeel saam met jou vriende, en jy slaan daai bal deur die venster, en jou pa sê, Martin, wie het die venster gebreek? Ek pa, wat het gebeur? Jy kon vir 2 weke nie sit nie. Dan gebeur dit die volgende keer, en slaan die kar se ruit uit. Dan sê jou pa weer, wie het papa nie, dan jy nie bed gebruik. Dan jy die pak gekry nie. So jou pa en jou ma het jou leer lieg om die slaap te kry. Ek was by sy sit, maar ek het baie pak gekry ook. My pa het my pa het soos vir die woord van God gedoen. Buig daai boompie terwyl hy jonk is. Hy het hom gebuig. En ek is tot vandag toe nog nie spyt dat hy daai boompie gebuig het. En ek kan met trots opstaan en sê, my pa het gedoen dit wat God se woord van gesê het om te doen. So ja, maar dit daar gelaat. Hy sê vir ons, as jy 'n bediening ontvang van God af, lewe daai bediening ten volle uit. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie bang wees dat pastoor Martin of pastoor Durant of die mense jou gaan stop as jy jou bediening uitleef in die gemeente nie. Ek gaan jou glad nie stop. Ek gaan jou toelaat om aan te gaan. Want as jy jou bediening uitlewe, is dit vir my 'n teken dat jy gehoorsaam is aan God en dat ons dan kan baat vind by die uitlewing van jou bediening. Ek gaan jou nie stop nie. Ek wil hê jy moet aangaan. Ek wil jou aanmoedig. Lewe jou bediening uit in die gemeente vir my. Lewe jou talente uit. 2 Timoteus 2 vers 1 en 2 sê vir ons, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan die getroue manne, wat bekwaam sal wees om die ander te leer. Jy dalk 'n leringsbediening, om met mense te praat en hulle te leer hoe om God te dien, hoe om God te vertrou. Gebruik daai bediening. Leer die mense. Vertrou hulle, toe sê hulle, gee hulle die skietgoed om te gebruik teen die vyand. Daar's baie dinge wat jy vir 'n persoon kan sê wat teruggeval het. Daar's baie vrae wat jy kan vra. Maar ek dink die belangrikste is vir my is dat jy vir daai persoon net sê, brother, sister, God het jou waarlik lief. Maak nie saak wat jy seer gekry het nie. Maak nie saak wat jou behoefte was, hoekom jy seer gekry het. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God het jou lief. En wys vir hom die liefde wat God in jou geplaas het teenoor hom. Dit gaan al reeds persentasie van sy terugval of sy dinge gee, dat ek kan dink, daar is nog liefde in die kerk en daar is nog liefde onder die mense. Want baie keer hoor jy dat ek het teruggeval, kom jy met kerk as gevolg van liefdeloosheid in die kerk. Maar liefde is die grootste genadegawe wat God gegee, wat ons moet toepas. Ek gaan afsluit. 1 Korintiërs 9 vers 22 en 23 sê vir ons, vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakkes te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle geval sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. So jy moet swak word, in jou as mens, nie geestelik nie, as mens, die eie ek, moet jy swak word, om by die langs die ander man te kan wees. Jy met jouself, en dit is iets wat baie mense nie wil doen nie, en ek is eerlik, Christene veral, en kinders van God, is die grootste sondebokke daarvan. Hy is bang om laer te daal ten vlak van die persoon wat hy mee moet deel. Hoe kan ek so laag dwaal?
As God terwyl hy bedien het en geloop het, so laag gedaal het vir die mense dink, dat hy by mense gaan sit het wat arm is, mense wat nie kos het nie, mense wat krepeel was, mense wat teen wat die disippels teen was, het hy gaan sit mee en gesels. Hy tot by 'n vrou wat hulle in ons taal sê, 'n hoer was, het hy gaan sit by haar en vir haar gesê, jou sonde is jou vergewe. Wie is ek en jy as kind van God om nie te wil daal op die vlak, bietjie laer te daal, maar nog steeds onder die salwing van die Heilige Gees, maar net 'n bietjie laer vlak te wees, om saam met jou medemens te kan praat en vir hom te kan sê, daar's 'n God wat lewe. Daar's iemand wat jou kan red. Daar's iemand wat jou paaie kan gelyk maak. Dit het tyd geword dat ons as kinders van God laer daal op ons knieë. As 'n koortjie wat sê, I found what? Down on my knees, I found my Savior. Nou ongelukkig gaan ek sluit af met die woorde. As jy doen dit wat God wil hê met jou doen, en jy leef jou bediening en jou talente en jou genadegawes uit, wil ek vanmôre vir jou sê, gaan jy 'n hoë boom wees. Stil raak dit nou. Jy gaan 'n hoë boom wees. En wat sê die spreekwoord? Die hoogste bome vang die meeste wind. So jy gaan baie wind kry. Jy gaan verskriklik baie wind kry. Maar as jy uitstaan vir God, en jy vir hom sê, Here, ek staan nou vir jou uit van vandag af, gaan die Here daai windjies of daai stormwinde wat in jou pad wil kom, gaan hy vir jou afblok. Hy gaan dit vir jou keer. Jy gaan nog raak gesien word. En daarom moet jy onder die salwing van God bly, en onder sy bloed bly, om deur daardie storm te kan beweeg. En om jou bediening en jou genadegawes en jou talente uit te lewe vir die huis van die Here. Ek wil vanmôre vra, kom ons as gemeente gebruik ons gawes, ons genadegawes en ons talente tot eer en verheerliking van God. Vanmôre gesê, die oomblik as ons dit gaan doen, en die veranderinge wat gaan plaasvind, gaan ervaar en aanvaar, en saam met dit lewe, gaan hierdie kerk te klein word. Dis 'n feit soos wat 'n koei bo water staan. Die kerk gaan te klein word. God gaan veranderinge begin doen. God gaan mense begin gebruik tot die volle potensiaal wat hy wil hê jy moet wees. Maar kom ons as gemeente sê vanmôre, Here, ek wil verander word. Ek wil so wees dat ek my genadegawes en gawes wat jy vir my gee, talente uitlewe, sodat die wêreld daar buitekant en die mense om my kan sien dat U werk deur my. En Here, dat ek die mense om my sal opbou tot hoër hoogtes toe. En nie sal afkraak soos wat ons geneig is om te doen. Ek wil hier net vinnig vir jou 'n staaltjie vertel. Daar was 'n suster in ons gemeente in Welkom. Die huisgesin is die pa en die ma. Hulle het almal in een huis gebly met 5 kinders en al die kleinkinders. Die mans getroude mans het in 'n 4-slaapkamerhuisie almal saam gebly. Arm mense. En die tannie het elke Sondag as sy instap met die gesin, kleinkindertjies almal, het hulle glad in die banke gaan sit nie. Hulle is as gesin deur die kerk geloop, hande vasgehou soos wat hulle sê eentjies staan in 'n ry, 1, 2, 3, 4 stap hulle verby. Tot in die bidkamer, pa, ma, al die kinders, die getroude kinders met hulle kleinkinders aan mekaar, tot eerstes in die bidkamer. Daar het hulle gaan bid. Daar het hulle vir die Here gaan sê hoe lief is hulle vir hom.
Dat as hulle in die gemeente instap, die salwing so groot is in daai area waar hulle sit, dat as die mense opstaan, dan val hulle om. Dit maak nie saak of jy ryk is of jy arm is nie. Dit maak nie saak of jou bankrekening 10 miljoen rand of 5 rand in het nie. Dit maak nie saak of jy nuwe klere het of ou klere aan het vanmôre nie. As jy toelaat dat God jou gebruik om sy gawes uit te gee en te bewerkstellig, maak dit vir God nie saak hoe jy lyk, hoe jy is nie, hoe ryk jy is nie. Hy soek vanmôre bereidwillige mense. Mense wat bereidwillig is om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my, sodat ons 'n veranderinge in die gemeente kan maak. Amen. Halleluja. Kom ons sluit die hoofde.